Here, vrede wil in hierdie agtermiddaguur wil ek vir almal wat my stem kan hoor, wil ek groet in die oorwinning naam van die Here Jesus. Amen. 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 Prys die naam van die Here. Ek wil vir u verwelkom. Ja, die manne van die Here. Ja, suster, ja, broer, u wat daar op die sitbank sit en sit op TV kyk. Ek weet ek bereik jou. U wat daar op die bed lê, ek weet ek bereik jou ook. Amen. U wat daai kant van die draad staan, ek weet ek bereik jou ook. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Die tema van hierdie Sondag agtermiddag is Jy is ook genooi. Amen. Jy is ook genooi. Of jy nou verslaafd is, jy is ook genooi. Amen. Of jy nou die grote skool van Noordkamp is, jy is ook genooi. Amen. Amen. Of jy die beskopt is, hier in die Noordkamp, jy is ook genooi. Prys die naam van die Here. Nou ek wil eers praat met u voor ek gaan preek. Ek wil 2 verse saam met u deel voor ek gaan preek. Is dit oké so? Is dit oké so? Amen. Amen. Die skriflese kom in die boeke van Deuteronomium, hoofstuk 21, vanaf vers 18 en het lees as volg. As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, as iemand wat het 'n koppige en wederstrewige. Die Bybel sê as iemand 'n koppige, wat is 'n koppige? Hy wil nie luister nie, as so. As jy 'n koppige kinders in die Noordkamp, hy sê 'n koppige en wederstrewige seun het. Ek wil vanmiddag met iemand praat wat koppig is en wederstrewig. Ek wil met jou praat vanmiddag. Nou meisie, ek praat met jou ook. Sy is koppig en sy is wederstrewig. Jou dame, sy is koppig en sy is wederstrewig. Dat jy kan nog wat jy koppig is nie, maar sy is ook wederstrewig. Soos ek, koppig en wederstrewig was. Hoor mooi, was. Maar toe Jesus met pad het gekomen. Ek sê toe Jesus met pad het gekomen. Niemand kan deel met de harde koppen als wat die woord van de Here kan delen. Amen. De kop kan maar hoe hard is, de woord van de Heer is hardkoppig. De kop kan maar hoe hard is, maar wanneer de Here met je beest is. En dan wanneer de Here met je beest is. En hij drukt zijn hand in je kop in. Dan is je kop in je hart. Kan ik praten met de jonge meisjes? Ik zei altijd waar kom. Ik sukkel zo een beetje met één ding. Ik sukkel zo een beetje met één ding. Wanneer die jonge meisje uitgestapt had. En ze komt terug. Dan zegt ze van ma en haar pa. Ik heb mijn kop gestaan. Maar nou, ik verstaan niet die ding niet. Die kop is gestaan, maar die knop kwam met die. Die kop is gestaan, maar die knop kwam met die maag uit. Ik sukkel nog met hij niet. Is die waarheid? Dat is recht. Want het is een hardkop. Een harde kop. Wat je gestampt hebt. Toen schiet die knop hier uit. Je kop is zo hard, die knop komt niet bij je kop uit hier. Dat is mijn broer. Amen. Amen. Die Bijbel zegt, hij is hardkoppig en wederstrewig. En wat zegt Peter Boekzekkie? Wat nie luister na die stem. Hy is hardkoppig en wederstrewig en hy luister ook nie eens nie. Sy kop is so hard, hy luister nie eens na sy ouers nie. Nou ek is nie hier op jou vinger te wys nie. Ek sê vir jou hoe my lewe was.
As koppig is dat streaming en dat moet je gaan luisteren. Mijn ma zei niet van mij niet, mijn pa zei niet van mij niet. Ik praat met jouw jongman, zij wat nog voor je pa zei, Toppie. Zij wat nog voor je ma zei, Tani. Ik praat met jou ook. Dat van kleins af gezegd, mami en daddy op zijn mooiste. Maar nou wat is 16, 17 is, nou komen ze Tani en Toppie. Wat is bij voor dat dan? Tani en Toppie. Als het een Tani en een Toppie moet dan weten, dan heeft die Heer gezegd, jullie moeten de Tani en de Toppie gehoorzaam wees. Maar ik zeg, jullie moeten jullie ouders. Jullie moeten jullie ouders. Moet jullie gehoorzaam wees. Amen. En wat zei verder? Die skrif sê verder, wat nie luister na die stem van sy vader en die stem van sy moeder nie en hulle hom 80, ja, maar hy nie na hulle luister nie. So hulle het hom al geslakker. Amen. As hier iemand wat aan ty geslakker is, as hier iemand wat ty geslakker is, kijk hier, dit beeld werk nie meer op jou nie, man. Hulle het jou gaan tik-tik, maar die beeld jy beheers nie. Ik zie nu wat, omdat die beeld niet meer werken. Ik zie nu trekken. Ik ga de onderland uitpraten. En die onderlandse paard, groeit die klong. Luister, en geef hem zo'n paard. Maar die beeld werken nou niet meer niet. Hij is hardkoppig. Hij is weer streamig. En hij luistert niet. Als hij met hem gepraat wordt. Maar luister, daar moet iets gedaan worden. Aan jullie. Jong man en jullie jong dochter. Maar kom eens kijken, wat zijn die Bijbel daarover? Vers 19 sê dan moet zijn vader en zijn moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van die stad en na die poort van zijn woonplek. Hij moet uitgebring word uit die stad en naar die poort van zijn woonplek. Amen. Want hij was op beskof bij zijn plek. Is het zo? Ja? Ja? Als je broeder op ons komt en dan komt iemand naar jouw plek toe. En dan komt iemand naar jouw plek toe, is dat zo? Dan moet ma zeggen, hij is niet daar niet. En dan wil je kort brood maken en praat met een jongman. Wij gaan in Noordkampen. En als je broeder op het gekomen wordt, hoe je dieren. Dan moet je ma op je onder. Die zelle ma, wat moet je daar gegeten? Moet je jouw bakje onder die bed. Die zelle ma, wat moet je gevloeken? Moet hij nou voor jou kappen? Want die doet erop als op je kees. Dan is het nog die Tani wat van jou moet kappen. Maar wat zei Peter? Kom eens blij in de skrif, wat blij die woord. Vers 20 lees dan. En hulle moet aan die oudstes van die stad sê, ja, hierdie seun van ons is koppig, ja, en weet te streewig, hy luister nie na ons stem nie, ja, hy is 'n deurbringer, en 'n dronkaard. Jy sê nog 'n deurbringer? Amen. Ek het gedink, hierdie persoon luister nie net nie, maar hy is 'n deurbringer. En word jou sê, jou deurbringer van Noordkampen, dat vanaand, dat die Here jou kan redde van jou deurbringer. Jou maak nou net die perskrin gekoop. As hy weer op die kassie kyk, dan is die perskrin weg. Hy is 'n deurbringer. Here, ja, en ek gedink dat hy luister nie net nie, maar hier hoor ek, sy is 'n deurbringer. Jou maak nou net die ketel gekoop, by Shoprite van 99 cents, sy kan nou net aan die lekker sy is Splinte nieuwe ketel. Morgenoggend dan soek hy koffie, water, maar hy weet hy die ketel gekoop.
Bybel verkoop, want hy is 'n deurbringer. Ek wil met iemand praat wat soortgelyke aksies neem in jou huis, mevrou. Hoekom verdedig sy nog jou kind? Hy is 'n deurbringer. Hy het hier geplaas, jy moet skaam om jou gesig uit te kyk by die venster of by die deur. As waar? Want jou kind is 'n deurbringer. Maar dat is Ali. Dat is Ali. Die Bijbel zegt, in een dronkaard. Die Bijbel zegt, hij was een dronk wordt als hij wijs. Als hij een dronkaard die aan de Noordkamp. Als hij een dronkaard aan de Noordkamp. Die Bijbel zegt, hij was een dronk. Van wijn dronk worden. Hij is een wijs man. Dan blijkt hij ook nog uit de zoemelkusten. Die nade klaar. Hij is een wijze man. En dat is zoemel dat kan in de kaviers. En dat zoemel te wijn opgedronken. Zoemel te bieren gedronken. En dan wordt er steekkusten. Dat kan toen lekker. Vanavond meneer, jong meisje. En wat naast het hier gebring het. Sy stap vanavond uit. En sy sê, Pastor, ek wil nie meer een deurbringer wees nie. Ek wil ook nie meer een dronkaard wees nie. Ek wil ook nie meer wederstrewig wees nie. Ek wil ook begin luister na as mama en papa met my praat. Amen. Wat sê Peter? Ek bly by die skoonwoord. Amen. Dan sê vers 21 dan verder. Dan moet al die mannen van ons stad omstenig, dat hy sterwe. Hy moet doodgemaak word as hy nie wil luister nie. Amen. Die Bijbel sê, Romeine 6:23, en die loon van die sonde. Ek sê die loon van die sonde. As hy dood, maar hy stop nie aan nie. Maar die genadegawe van God. Ek sê die genadegawe van God. As die ewige lewe. Amen. Kan ek maar preek? Die boodskap wat ek gaan preek, vanavond deur die genade van die Here. Jong man, sy was wederstrewig. Sy was hardkoppig. Sy het nie geluister nie. Sy was 'n deurbringer. Maar hoor mooi, sy is ook genooi. Amen. En maak nie saak, okay, die dronkste is aan die Noordkampie. My ma was dronker as jy, en ek was nog dronker as jy. Maar die verskil is, toe hulle my nooi, toe gaan ek. Amen. En ek wil vandaag by u sê, jy is ook genooi. Maar Pastor, ek is nog te jong om die Here te dien. Wat is te jong om die Here te dien? Sy is dan nie te jong om die magtale te gee nie. Sy is dan nie te jong om die Bijbel te dien nie. Sy is dan nie te jong om my okkelpijp aan te steek en wijn te drinken. Sy is dan nie te jong nie, as jy te jong om die Here te dien. Ek praat met jou vandaan, jong man, jong dochter, meneer, mevrou. Ek weet nie hoe lang wil sy nog in die sonne bly nie, maar die genade tou is besig om te swaai in die Noordkampe. Halleluja. Here met my help. Ek is half bang om openlik te staan. Hoekom Pastor, hoekom is jy bang? Net as ek daar openlik te staan, dan hoor jy aan die jongman dood. Ek is half bang om openlik te staan. Wanneer ons die evangelie gepreek het en ons is weg, sê maar so 2 dae na, al word die jongman is dood. Die manier is dood. Die Bijbel sê, die afslag op die woord sal die goeie vind. Amen. Amen. Kom ons gaan na die woord van die Here toe, waaroor ek vanavond met julle gesels. Die thema is, sy is ook genooi. Kom ons lees om my broer. Amen. Die skrif kom uit die boeke van Mattheus, hoofstuk 22 en vers 1 lees. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning
wat 'n bruiloft vir sy seun berei het. Ek wil hom naam vir iemand sê. Jou plek is voorberei. Ek is maar net die een wat vir jou die invitasie. Ek is maar net die een. Ek is vanavond hier om vir iemand 'n uitnodiging te gee. Ek is vanavond hier om vir iemand 'n uitnodiging te gee. Jy kan twee dinge doen met die invitation. Jy kan hom weer van my teruggee. Maar ek het vir jou 'n invitation. Ga jy nie aanneem hom, amen. Aanneem hom. Jy kan twee dinge doen. Jy kan het of aanvaar. Of jy kan hem reject. What a choice! What a choice! What a choice! Hy het uitgesien, wat sê? Kom ons lees dit op die skoonwoord. Die woord sê dan verder, het sy diensknegte uitgestuur het, Ja, om die genooides na die bruiloft te roep, ja. en hulle wou nie kom nie. Wil hulle kom vir 'n bruiloft? Amen. Luister, as die eerste keer wat ek hoor, die mense wil nie kom na 'n bruiloft toe nie. Luister, ek wil vir iemand vra, die moderne tyd, het ek wat iets opgetel, wat nie in ons tyd gebeur het nie. By die trouwens moet jy nou jou eie goed betaal. Maar ek sien iets in die, toe ek getrouw het, en volgens die skrif wat nou uitgaan, betaalt sy nie as hy na trouwen toe gaan nie, maar dan moet sy na trouwen nie. Amen. Maar die mense het so slim geraak om te bespaar. Hulle boek 'n duur plek, waarvan sy ook moet betaal. Maar hierdie bruiloft is mahala, is verniet. Sy is ook genooi. My vraag is, wanneer ek vir jou die invitation gaan gee, gaan sy dit aanvaar. Wat sê broer Jackie? Die woord lees verder, weer het hy ander diensknegte uitgestuur. Weer het hy wat gemaak? Ander diensknegte uitgestuur. Het hy Anders. Uit. Ja, op haar standpunt het jou nie daarin gestaan. Maar hier sê hy die ander die. Breakthrough Ministries, ek nou nie daar gestaan. Hier sê hy die ander diensknegte. Maar nog steeds. Breakthrough het jou invitation gegee. Op ons handpunkte het jou invitation gegee. Hier kom Versima en Versima se luister, want sy aan regtig waar die invitation. Want hy regtig nie die invitation nie. Luister, die was al veel openligte. En wanneer die invitation jou gegee word, dan draai jy jou rug. Dan sê jy nog nie met tydjie, dis maak jy om na hy bruiloft toe te gaan nie. Die bruiloft is gereed, amen. Want jy is ook genooi. Bro, wat sê jy, broer Jackie? Weer het hy ander diensknegte uitgestuur. Wie het ander diensknegte? So met ander woorde, as ons nog klaar hier gestaan het, dan gaat hy nou weer ander diensknegte uitstuur. Maar hoor, wat sy moet hoor, die evangelie. Jy luister, sy kan maar laatste wat hy het hier gepreek het, wat jy nie hoor nie. Maar die Here is so amazing, man. Hy stuur weer diensknegte uit, sodat sy die invitation, sy moet het kry. Die Bijbel sê, hy het anders gestuur. Sy moet weer van die uitnodiging.
begin. Amen. Broer Jackie, met die boodskap. wat is die boodskap? Sê wat die genooi is. Wat wil ek wil sê? Kyk my maaltyd het ek voorberei. Ai! Sê wat moet kan? Die maaltyd as want sy as ook genooi. Amen. Pastor, die genooi is as dit 'n ryk is, pastor. Nee. Pastor, die genooi is as dit drank is. Nee. Pastor, as dit die genooi is net daai mense met die gladde hare. Nee. Nee. Kom ons luister, wie is die genooi is? Die skrif sê dan verder, my beeste en vetgemaakte vee as geslag. My beeste, amen. Noodkap, julle weet nie wat julle gaan maar sien. My beeste en my vetgemaakte kalf as voorberei. Nou luister, kom op, maak ons hier oop. Jy weet wat van die verlore seun, hè? Wat weggegaan het. As waar? Toe sit hy aan sy vark bakke en hy besluit, luister, ek gaan opstaan. Ek gaan na my pa toe. En toe hy by die huis kom, toe word hy ook geplaat van 'n vetgemaakte kalf. Amen. Ek hoor wat ek optel. 'n vetgemaakte kalf is separate in 'n kamp gesit. Skoene pas hy winter. Dit is sommer net na so 'n bruiloft toe genooi nie, man. 'n vetgemaakte kalf. Luister, hy word mooi aangekyk. Hy kry sy kos en sy voer op sy tyd. Hy kry sy water op sy tyd. As hy het so sy goed op sy tyd, dan gaat hy wat lekker smaak, man. Hier, vetgemaakte kalf, groei nie, of word nie groot, of dat stress nie. Want alles wordt op tyd gegee. Amen. Nou wil ek nou nie na so vetgemaakte kalf om hy kalf te gaan eet nie. Hy is klaar voorberei. Jy is ook genooi. Wat sê my broer Jackie? Die woord sê dan verder, en alles is gereed. Wat sê? Alles is gereed. Die Bybel sê alles is gereed. Maar nummer 1, jou sitplek is gereed. As jy genooide gaste. Luister, wanneer jy genooi is, jou sitplek is gereed. Die tafel nommer van jou is gereed. Jy moet net kom. Jy moet net aansit aan die tafel. Jou kos is gereed. Hy, beste voorberei. Die persoon wat langs jou gaan sit is gereed. Ek wil vandag vir iemand sê, hoe hard jou kop ook al is, jy is genooi. Hoe wederstrewig jy ook al as jong meisie, jong man, jy is ook genooi. Groot man, mevrou, hoe onbeskopt jy ook al met jou kind is, jy is ook genooi. Wat sê broer Jackie? Sê vir iemand, jy is genooi. Die woord sê dan verder, kom na die bruiloft. Die is 'n uitnodiging, jong man, jong meisie, mevrou, meneer. Hy sê kom na die bruiloft. Hoekom kom jy nou hierdie karre?
ik ga niet hier in de skop in die karre. Maar kom naar die bruiloft. Lang genoeg is hy uitgesteel. Soos ek terecht gesê het, op ons zaal het miskien nie gepreke. Breakthrough het miskien nie gepreke. Ibrahim en Pomster het nie gepreke. Het maak nie saak wat sy name nie, want hy jou kop was hard gewees. Maar ek gee jou hamer ou woord vanaand aan hierdie plekke. Jy is ook genooi. Amen. Besekkie. Die woord lees verder. Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie. Wat is hulle gemaak? Hulle het daaraan nie gesteer nie. So hulle het nie geworry van die invitation nie. Amen. Meneer, mevrou, die Bybel sê, die mense wat uitgenooi was, hulle het nie wel gesteer aan nie. Hulle het nie hulle eie dinge aangegaan. Maar wil jy vanaand sê, sy kan maar vanaand lekker sê, preek julle maar, die sê van my nie. Ander woorde, sy steer jou nie aan ons nie. Maar as hy my woord nie, as hy jou nie aan die woord steer nie, dan steer jou nie aan God nie. Want dit is God se woord wat ek preek, dit is God se skoon woorde wat ek preek. Amen. Die Bybel sê, en hulle het hulle nie gesteer aan nie. Maar kom ons kyk wat gebeur met hulle, dat hulle nie gesteer aan die skoon woord van die Here. Kom ons luister. Die woord sê dan verder, en hulle het weggegaan. Een na sy eie stuk land, Ja, en die ander na sy handelssaak. so hulle besig met hulle eie goed. Sy kan maar preek, sy kan maar jou, kyk jy luister, sy kan maar hier kom. Die Here of lief vir jou, sy kan maar, hulle besig met hulle eie goed. Die ene is besig met sy lionshagertjie, die ander is besig met sy kak, die ander is besig om te bekry, die ander, luister, ek kom maar vanaf. Die ene besig om sy vrou te molesteer, die ene is besig met sy eie ding. Maar hy was genooi. Ek wil die vanaand sê, mevrou, meneer, jy is ook genooi. Amen. Vers 6 lees dan verder. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel. Hier sê die mense, luister, jy moet jou bekeer. Maar die Bybel sê, die mense wat gesê het, bekeer jou. Maar hulle was geslaan. Hulle was mishandel. Terwyl van wat? Van die waarheid. Hulle was geslaan gewees. Hulle was gesê, hulle vals apostolies. Hulle was, die Bybel sê, van hulle was doodgemaak gewees. Maar wat vanaand wil sê, loop af op sy notte, sy is genooi. Jy sê vanaand, luister, jy sê miskien vanaand van my pastor, jy kan nie van my kop preekie man. Ek het my kerk, ek preek die kerk nie. Ek vraag vir jou om te kom, want jy is ook genooi. Pastor, ek kyk ook op die TV, kyk ek ook die kerk. Ek praat nie uit die kerk kykie man. Ek vraag vanaand dat sy is ook genooi. God wil vanaand 'n hardkoppige persoon. Wil God vanaand red. God wil vanaand 'n wederstrewige persoon. Wil die Here vanaand red. Heerbringer. God wil jou vanaand verlos. Waar jy vassit. Die Here vanaand hier om vir u te verlos. Waar u vasgevang is. Wat sê broer Jackie, ons gaan einde toe. Vers 7 lees dan verder. Toe die koning dit hoor, Ja, het hy kwaad geword. ja. En sy manskappe uitgestuur. Hey! Ek sê God gaan sy manskappe uitstuur. Ek sê God gaan sy manskappe uitstuur. Hey! God gaan sy manskappe uitstuur. Jy sê miskien, nee man, ek ken hy brother. Hy brother bly aan die hoeken. Maar ek sê of jy God gaan sy manskappe uitstuur. Ek ken hy brother, mens is verder getrouwd, hy bly aan die hoeken. Het maakt nie saakie, God se woord moet uitkom in die noodkamp uit. God se woord wil jou radikaal verander, meneer, mevrou. God wil vanaand 'n ding doen in jou lewe, waarvan jy lankal voor gewag het. Ek kan dit nie doen nie, maar die een binne in my kan jou vanaand verlos. Uit die slavernij van Satan. Amen. Amen.
omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Die persone wat die gelowiges aangeval het. Die persone wat vir hulle gesê het, luister, hoekom kom preek julle vir ons? Die Bybel sê, hulle stad is aan die brand gesteek. Waarom Noordkamp? Wil jy sterwe as jy kan lewe? Waarom Noordkamp? Wil jy in sonde sterwe nadat Jesus vanaand vir jou die ewige lewe aanbied? Hy sê jy moet kies aan die paaie. Ek sê die paaie. Vers 8 lees dan. Daarom sê hy vir sy diensknegte, die bruiloft is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Julle help vanaand vir Noordkamp. Hier word sy uitgenooi. Meneer, mevrou, jy wat my stem hoor. Sy is uitgenooi vanaand. Maar sy wil dit aanvaar nie. Sy is dit nie werd om aan die tafel eendag te gaan sit nie. Dis God se woord wat so sê. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil bekeer nie. Almal sê, ek wil hemel toe gaan, maar niemand wil bekeer nie. Almal! Ek sê almal! Almal! Wil hemel toe gaan, maar niemand wil 'n saak met God regmaak nie. Sy is werd. Sy is werd om in die koninkryk van God in te stap eendag nie. Sy is werd om in die hemel in te stap nie. God se woord sê vanaand so. Want sy was hoeveel keer wat sy genooi, maar jy wil nie uitgestap het nie. Die Bybel sê, sy het jou nie aangesteer nie. Sy het nie geworry wat die mense sê nie. Maar dit nuus vanaand vir jou. Sy is ook genooi. Ons sluit af. Wat sê broer? Wat gaan gebeur met hulle? Die woord sê dan verder, gaan dan op die kruispaaie, ja? En nooi almal, ja, wat julle mag vind, ja, na die bruiloft. Vir wie moet ek nooi? Almal. Net die blankes, almal. Net die kosas, almal. Ai, wat julle mag vind. Noordkamp, as hy jou nie gasteer aan God se woord nie, dan gaan ek nie na bier toe. Dan gaan preek ek van na bier. Dan doe jy vir hulle om in te kom. Noordkamp, as hy nie wil luister na God se woord vanaand en jou bekeer nie, dan gaan ek Zimbabwe toe, dan preek ek vir die mense dat hulle moet bekeer. Noordkamp, as jy dan nie wil luister nie, die Bybel sê, ga na almal. Hy sê nie dat die rykes toe doen nie. Hy sê nie dat die armes toe nie. Hy sê, ga na almal toe. Hy sê nie seker is nie. Hy sê, ga na almal toe. En dan nooit die vir hulle. Want Noordkamp sê, hy is nie werd nie. Hoekom klas jy so minderwaardig? Die Here het vir jou gemaak. Maar jy het nie vyand, maar die Here het vir jou gemaak. Maar ek sien iets mooi. Ek sien iets mooi. Die Bybel sê, wanneer die seun van die mens jou vrygemaak het, dan is hy waarlik vry. Amen. Noordkamp, ek wil jou vanaand 'n uitnodigingsbrief gee. Aan jou hand. Luister, jy moet met die kerk toe gaan nie. Ons bring met die kerk na jou toe. Ons bring die kerk na jou toe. Maar sê vir my, wat gebeur met die mense wat nou nie wil luister nie? En daar het die diensknegte uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het. Amen. Slegtes, sowel as goeies. Wat het hulle gemaak? Wat is dit? Hulle het hulle gevind. Ja, slegtes, sowel as
die goeie. Amen. Amen. So, jy kry met hy wat sê ek is 'n goeie Christen, hè? Amen. Ons vind by jou vanaand in die noodkamp. Jy wat sê ek is geslig om die Here te dien, ons het by jou gevind vanaand. Ons nooi by jou vanaand. Sê kan maar hoe sleg is. Okay. Sy word ook genooi vanaand. Amen. Sy kan maar hoe 'n goeie sondaar is. Sy is ook genooi vanaand. Ons maak klaar. En die woord sê dan verder, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Nou, ek wil vanaand sê, bietjie sagter. Amen. Wat sê die gaste plek het vol geword, né? Amen. Rosenwald, wat is ons visie? Ons visie is om 'n hel leeg te maak en 'n hemel vol te maak. Die Bybel sê in die gasteplek is vol geword. Hoekom? Want jy Is ook genooi. genooi. Wil jy nie kom om my gasteplek te vul nie? Jou plek is leeg. Meneer, mevrou, jou plek is leeg langs die tafel. As jy vandaan uitstap en jy aanvaar die invitation, dan gaan jy die hel vryspring. Want die gasteplek het vol geword. Halleluja. Kom ons lees verder, ek wil vir julle afsluit daarmee. Wanneer jy nie gaan luister nie, dan gaan daar iets gebeur. Wat sê? En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar is iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Daar's iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Jy sien, wanneer jy na die Here toe kom, dan trek die Here jou vuilkleed uit. Halleluja. En hy trek jou 'n nuwe. 'n spierwit, 'n nuwe kleed aan. Maar nou hier is iemand ook aan die bruilofsaal wat bondklere aan het. En daar word vir hom gevra, hoe het jy hier ingekom? Jy is nie iemand wat sê, nie my wil vertel wat die Here nie, maar hoe het jy hier ingekom? Jy het dan vir my gesê, ek is te besig om die Here te dien, maar hoe het jy hier ingekom? Nou jou bondklere. Nou die mooiste van alles is, wanneer jy die Here aangeneem het, dan is jou dresscode white. Dresscode white. Dresscode white. All white. Maar hoe het jy hier aangekom sonder jou bruilofskleed? Ons kyk wat gaan nou gebeur. Hy het hom bondklere aan. Hy is skelmboos ingekom. Wat sê? Vers 13 lees dan. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete. Wat? Bind sy hande en sy voete. Bind hom! Bind hom! Hy wil nie gehoor het die man. Bind hom! Toe ek vir hom die invitation gee, toe wil hy die invitation vat nie. Bind hom! En sy voete vastgemaak, gebind. Maar kom ons kyk wat alles. Hy is nog gebind. Wat het nog gebeur? Protectie, wat gebeur verder? Hy is nog gebind. Die woord sê dan verder, neem hom weg, man toe, en werp hom in die buitenste duisternis. Man toe? Die buitenste duisternis. Hy moet wat? Luister,
Sy wil maar die invitation aanvaar het nie. Laat hem weg. Nou word sy jou hande vasgemaak en jou voete vasgemaak. En sy word uit die bruilofsaal uit. Word sy weggehaal. Hy word lekker. Hier is die ruik van die lekker. Weggemaakte kalf. Nog hier nog nie graaie. Maar hier moet hy weggeplak word. Sy is vastgemaak. Meneer, mevrou, hoor mooi. Sy wil maar sien wat hy sy aanvaar het nie. Sy is vastgemaak. Sy is gebind, voete en hande. Sy word aan die duisternis gegooi en wat nog verder. Die woord sê dan verder, daar sal geween wees, en gekners van tande. Sal daar geween wees, amen, en gekners van tande, amen. Sy gaan heil, Noordkamp, sy gaan heil, sy gaan ween. Hoekom gaan sy heil of ween? Want toe sy genooi was, het sy nie die invitation aanvaar nie. Sy is ook genooi. Noordkamp, sy is ook genooi. Of wil jy ook, soos hierdie man, hande en voete vastgemaak. En hulle gooi jou in die duisternis. Die Bijbel sê, daar sal hulle geween wees. En hulle gekners van tande. Daar gaan sy uitroep, Here, help my! Dan gaan die Here vir jou sê, wat jy, en dan gaan weier, die Pastor Christie vir jou, maar invitation gegeet, en sy geweier, nou roep sy vir my aan, ek het dan vir Pastor Christie gestuur aan jou toe. Noordkamp, hoor die woord van die Here, benader in die plek. Jong man, luister, God maak uitnodiging vanaand vir jou. Gaan jy dan vaar, of gaan jy dit nie aanvaar nie? Sy gaan roep, Here, help! Dan gaan die Here vir jou sê, gaan weg! Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Noordkamp, ek het 'n woord vanaand vir jou. Sy, jong man, sy is ook genooi, mevrou, sy is genooi. Gaan jy vanaand hierdie invitation verwerp? God gaan jou verwerp, as hy sy invitation verwerp, want sy is ook genooi. Na die bruiloft, huis toe. Die saal is reg, die weetgemaakte kalf is reg, alles is reg. Ons wag maar net vanaand vir jou, meneer, mevrou. Want sy is ook genooi as ons Kaaproe. Wie is hy een gedeelte? En vers 14 sê dan, want baie is geroep, maar min uitverkies. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Noordkamp, en maak uitnodiging vanaand. Noordkamp, hoor die woord van die Here vanaand, en maak uitnodiging vanaand. Baie is geroep, baie is geroep. Die Here roep jou vanaand, jong man, jong meisie, meneer, mevrou, God roep jou vanaand tot bekering. God roep jou vanaand tot bekering. As hy iemand wat vanaand sê, Pastor, ek wil Jesus een kans gee in my lewe. Stap uit vandaan. Stap uit vandaan. Die Here wil jou sê vandaan. Die Here wil jou lewe verander vandaan. Was hy iemand vandaan? Wat sê Pastor, die Here met my gepraat. Die Here met my gepraat vandaan. Was hy iemand vandaan? Was hy iemand vandaan? Was hy nog iemand vandaan? Die Here so prijs die ware. Die Here prijs.